Goeiemôre en baie welkom op die maandagoggend by Kom Laat Ons Boeke Vat. Nuwe kans, nuwe geleenthede, nuwe dag, nuwe week. Die jaar loop so vinnig by, voor jy vir jou kom kry, dan praat ons alweer oor Kersfees. Is heerlik om julle in die oggende hier te hê saam met my. Is heerlik om stil te raak in die oggende saam met die Here. Is iets wat so maklik, ou kan dit so maklik verloor en so maklik sê, ek het ander dinge wat belangriker is. Maar baie keer dink ek, moet ons 'n bietjie stil staan en sê, daar is dinge wat belangriker is as my en jou daaglikse kom en gaan. Het is belangrik om in die oggend voordat ons up and running en aan die gang raak en ons dag begin, net vir so 'n oomblik stil te raak by ons Hemelse Vader. By sy voete kom sit soos wat ons in die oggende doen, en dalk net vir oggend is die oggend wat daar vir jou 'n spesiale boodskap is. Ek dink, daar is elke oggend 'n spesiale boodskap afhangende hoe aanvanklik jy is. So ek dink is belangrik om in die oggende voordat ons begin, net vinnig af te skakel en te sê, Here, ek gaan nou vir 'n paar minute, net 'n paar minute in hierdie oggend, of hierdie middag of hierdie aand saam met u spandeer. Kan u asseblief gee dat die Heilige Gees vir my 'n duidelike boodskap gee en hierdie boodskap van toepassing maak in my lewe. Dis heerlik om julle almal hier te hê. Dis heerlik om elke oggend in stilte hier by die Here se voete te kom sit en net te kyk wat hy vir ons te sê het. Wat se boodskap het hy vir ons vir hierdie dag wat voorlê? Vanoggend se boodskap, ek kon nie wegloop nie nadat ek begin het daarmee, hoe sê hulle, vat dit tot aan die einde, maak dit klaar, ou kan nie ongedane sake laat nie, het ek besluit ek gaan weer terugkom na Hanna toe vanoggend. Onthou jy gister van Hanna wat gehuil het, en Eli wat gedink het, Hanna is dronk, dan dink ek maar, kom ons gaan vanoggend so 'n bietjie verder, ons vat dit so 'n bietjie verder, en dan maak ons klaar vanoggend op hierdie maandagoggend, en ons kyk wat se boodskap daar, wat se les is daar vir my en jou te leer, in hierdie stukkie van die lewe van Hanna. Die van julle wat julle Bybel by die hand het, is meer as welkom om jou Bybel oop te maak, dieselfde plek as gister. Ek net gou self vinnig kyk, waar is dit? Dit is 1 Samuel, hoofstuk 1 vanaf vers, ek net vinnig kyk hierso, ek dink amper vanaf vers 12 tot 28. Ek gaan net so begin by waar ek gisteroggend geëindig het, waar Eli vir haar gevra het of sy dronk is. En toe het sy gesê nee, sy smeek vir die Here vir 'n kind, vir 'n baba. En dan gaan ons daar aan so, as jy reg is met die Bybels, 1 Samuel 12 vanaf vers 28, dan kan ons begin gou vanoggend. Ek moet eintlik nie sê begin gou vanoggend nie, en ek sê net begin vanoggend. Daai gou klink nie so wel nie, dit beteken gejaagd en klaarmaak. Ou wil jy's nie as jy by die Here se voete sit, gejaagd en klaarmaak, jy wil dit rustig vat, ontspanne vat, en vir die Here sê, Here praat, ons luister. Ek dink terwyl ons vanoggend so rustig by mekaar sit, kom ons maak ons oë toe in gebed. Liefdevolle Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanoggend die Bybel kan kom oopslaan en hier by u voete kom sit, Here, en voel u teenwoordigheid. Here, dankie vir al die voorregte wat ons het, wat so verby ons gaan, en ons is nie eers dankbaar daarvoor nie. Ons kom eers terug na u toe om te sê dankbaar. Ons is dankie daarvoor. Ek dink, Here, om vanoggend net wakker te geskrik het, of soos ek 'n bietjie wakker te gelê het, vandag 5 uur wakker geskrik het, en wakker gelê, en lê dink het, en lê die buitentoe kyk, en sien die palmboom aan die buitekant staan, en sien hoe die mis opkom, en sien hoe die mis weer terugtrek, vanoggend, en alles in 'n uur se tyd is fenomenaal om te sien, wat se werke u hande doen. Here, ons kom vanoggend, ons kom sit by ons voete, ons vra soos elke oggend, Here, kom praat met ons. Ons sit by u voete, en ons luister. Here, ons wil sommer, voordat ons klaarmaak vanoggend in hierdie gebedjie, mense opdra in gebed, ons vra vir almal om nog steeds vir Serena op te dra in gebed, my buurman Philip se vrou, dit gaan nog steeds nie baie wel met haar nie, so bly en opdra vir Serena in gebede asseblief.
Vanoggend is die laaste oggend wat ek vir Johan in gebed opdra. Hierso, dan gaan ek Johan van die lysie afhaal. Johan is by die huis, dit gaan relatief goed met hom. Die voet wat hulle die stuk uitgesny het genees. Johan het 'n veloorplanting, of hulle noem dit nou maar 'n veloorplanting gehad op die voet. Hulle het die veloorplanting klaar gedoen, en die veloorplanting gaan dit so goed, dat ek dink ons gaan vir Johan vandag van hierdie lysie afhaal. Here, baie dankie daarvoor. Dankie dat u hand op Johan was, en ook op Fien, wat ons afgehaal het van die gebedslys af. Dankie Here daarvoor. Praat ons, luister. Amen. Ja, dit is lekker om in die oggende kom sit en bid en vra, en dan hoor jy, hoe gaan dit beter? Ek het met Johan se skoonma Marita gepraat gister. Was hy hier gister of eergister, en dit gaan baie goed met Johan. Hy sou hinkepinke, want die voet moet natuurlik nou eers gewoond raak, die trap op, maar dit gaan regtig baie goed. Dankie vir almal se gebede. Dit is altyd lekker om te hoor as 'n ou bid, die krag van gebed, en ons dink nie aan mekaar daaraan nie, ons dink nie altyd daaraan nie. Daar is groot krag in gebed. So as ek vir jou vra om vir iemand te bid, die mense wat oorbly op hierdie stadium is Ian en Serena. As julle enigstens iemand het wat nog op die gebedsles moet kom praat met my, ek sit hulle met die grootste graagte op, en ons dra almal by, ons bid vir hulle, ons smeek by die Here vir hulle gesondheid. Terwyl ons Bybel so oop is by ons, begin ons by die stukkie wat sê, wat Eli vir haar sê, nadat hy met haar gepraat het, gaan in vrede, die God van Israel sal jou versoek, dit wat jy vir hom gevra het toestaan. Mag u slavin genade vind in u oë, is die antwoord wat hy kry van Hanna. Het sy gesê, die vrou is toe daar weg, en sy het geëet, en haar gesig was nie meer droewig nie. Hulle het vroeg die volgende môre opgestaan voor die Here in aanbidding gebuig, en weer na hulle huis in Rama gegaan. Elkana het met sy vrou Hanna gemeenskap gehad, en die Here het aan haar gedink. En met die draai van die jaar was Hanna swanger, en het sy aan 'n seun geboorte gegee. Sy het hom, wat sy naam, as jy mag raai, as jy die storie ken, sy het hom Samuel genoem. Want het sy gesê, van die Here het ek hom gevra, Here, hierdie man Elkana en sy hele gesin het weer opgegaan om aan die Here die jaarlikse offer en ook sy gelofte offer te bring. En Hanna het nie saamgegaan nie, maar hy het vir haar man gesê, nadat die seun gespeen is, sal ek hom bring, sodat hy voor die Here kan verskyn en vir altyd daar bly. Haar man Elkana het vir haar gesê, maak soos jy goed dink, en bly maar totdat jy hom gespeen het. Mag die Here net sy woorde gestand doen. En die vrou het toe tuis gebly en haar seun gevoed totdat sy hom gespeen het. En nadat sy hom gespeen het, het sy met hom opgegaan met 'n 3-jarige bul, 'n eva meel en 'n kruik wyn. En sy het hom as 'n jong seentjie na die huis van die Here in Silo geneem. Hulle het die bul geslag en die seentjie na Eli geneem. En sy het gesê, asseblief my Heer, so seker as wat u leef my Heer, ek is die vrou wat hier by u gestaan het om tot die Here te bid. Vir hierdie seun het ek gebid en die Here het my versoek. Die Here het my versoek, dit was ek van hom, wat ek van hom gevra het, die versoek het die Here toegestaan. Op my beurt staan ek hom nou aan die Here af, solank as wat hy leef, is hy geleen aan die Here. Hulle het toe daar voor die Here in aanbidding gebuig. Wat 'n pragtige storie en wat 'n pragtige einde het die storie hierso. Sy het gevra en die Here het vir haar gegee. Net so 'n paar dingetjies wat ek wil dink aan voordat ons aangaan en afsluit, want anders raak die oggend 'n bietjie baie lank. Kom ons begin by die naam Samuel. As ek vir jou mag vra voordat jy kan, en as jy dalk nie weet soos ek nie geweet het nie, ek het vanoggend 'n bietjie navorsing gedoen.
wat beteken die naam Samuel? Miskien moet ons daar begin. Sy het nadat sy die gesmeek het vir die Here, het sy hom die naam gegee Samuel. Nou in kort is die betekenis van die naam Samuel wat so pragtig is. God het gehoor. So as jy die naam in die toekoms hoor Samuel, dit beteken God het gehoor. As 'n paar dingetjies, net so 4 of 5 dingetjies van die dame Hanna wat ek gou vanoggend vir jou wil lees, of moet ek miskien sê die vrou Hanna wat ek gou vanoggend met jou wil deel. 'n Paar dingetjies wat ek dink in my en jou lewe dink ek kan dit baie beteken. Of as ons het, dan vra ons die Heilige Gees meer van. Sy het diep geloof gehad in die Hemelse Vader. Sy het nie net diep geloof gehad nie, sy het vertrou. Ek het hierso by my glo vraagteken gesit, ek glo sy het geglo, want nadat Eli met haar gepraat het, was sy nie meer bewoon nie en sy het gegaan, sê die Bybel. So met ander woorde, sy het geglo en ek glo definitief vertrou nadat sy die gebed met die Here gehad het. Sy het 'n diepe innige gebed met die Here gehad. Sy het geweet waar om te vra en vir wie om te vra. Sy het nie gevra nie, Hanna het vir die Here gesmeek. En die Here het gegee. Sy het 'n belofte gemaak. En sy het haar seun aan die Here teruggegee, nadat hy gespeen is, nadat hy, is nogal 'n snaakse woordjie, die speen, nadat hy nie meer aan sy maag gedrink het nie. As boer het ons baie gepraat van die kalfies en die lammetjies, as hulle gespeen is, met ander woorde, hulle is van die tiet af, hulle drink nie meer aan hulle ma nie, hulle drink nou water, hulle eet nou kos, vaste kos, en hulle eet water, hulle noem het nog steeds in die Bybel gespeen, is eintlik 'n pragtige naam. So dis die liewe van Hanna, getrou, diep gelowig, glo, vra vir die Here, en die Here het voorsien, en Samuel, haar seun, het die naam gekry, Samuel, God het gehoor. Mag die Here jou genadig wees op hierdie maandagoggend in jou gebed verhoor. Kom ons maak ons oë toe in gebed. Liefdevolle Hemelse Vader, baie dankie, dat ons die storie van Hanna kan kom klaarmaak vanoggend en sê, dankie Here, vir hierdie wonderbaarlike storie wat eintlik positief vir ons is, in die sin dat ons ook vir die Here vra, kan ons ook asseblief so gelowig wees, so glo en so vertrou. Here, as mens is dit baie keer moeilik om, jy vra en jy dink, ag, dit sal tog nie gebeur nie. Here, ons besef nie met wie ons praat en met wat ons praat en ons besef nie aldag wat se kragtige en magtige dade U kan doen nie. Ons het so gelees, so 2 dae terug van die vis met die muntstuk in die mond, en dan begin hy al hoe meer en meer dink, Here, ons dink aan U, ons aanbid U, maar ons baie keer besef ons nie die magtigheid, met ander woorde, die persoon met wie ons aanbid nie. Here, dankie dat U magtig en kragtig is. Dankie, Here, dat U in beheer is. Dankie dat U ons Vader is. Dankie, Here, dat as ons praat, luister U. Dankie, Here, dat U na ons gebede luister. Here, ons wil bysê, as ons vra, wil ons elke keer vra, as dit U wil is. En mag ons, as ons klaar gepraat het en beplanning maak, sê, as die Here wil. Wil asseblief saam met ons gaan, waar ons ook al moet gaan. In my geval gaan ons 'n entjie ry vanoggend, 'n paar kilometer ry, 'n bietjie wyd ry vanoggend. Mag U, as dit U wil is, met ons wees, ons veilig daar bring en veilig terugbring. Dankie, Here, dat ons in die oggende kan kom stil raak by U voete. Dankie, Heer, vir die voorreg wat ons het om by U betrokke te wees en te weet U is hier. Ons voel U teenwoordigheid. Dankie, Here, dat die Heilige Gees ons help om daai triekie elke liewe dag te stap. Daai triekie in U spore, dat ons elke dag so 'n bietjie meer en meer kan uitdraai en kan begin leef. Die liefdesbaadjie aantrek en die liefde uitlewe teenoor almal rondom ons, soos wat U graag sou wil hê ons moet doen. Ons steek ons hande op na die hemel. Ons sê, Jesus, take the wheel, Here, vat asseblief die stuurwiel weer eens, soos elke oggend van my lewens
en my geestes voertuig en bestuur my die res van hierdie dag in. Bestuur sommer my voertuig terwyl ek bestuur vandag ook, sodat ons veilig aankom en veilig kan terugkom. Here, waar U in beheer is, kan ons rustig raak. Ons vertrou en ons glo in U. Dankie Here, dankie ons almagtige Vader. Ons vra die ding slegs uit U naam en U wil alleen. Amen.